Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam? Ken jy sy stem? As hy voor jou staan, sal jy ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou, dit gaan sommer baie goed met u, dat die woord van die Here en die waarheid daarin vervat vir u altyd kosbaar en belangrik is. Nou ek doen 'n reeks oor die godheid van Jesus Christus, 'n baie omstrede en 'n baie kontroversiële onderwerp, veral in die godsdienstwêreld, die kultuswêreld, en selfs binne kerkgeleerdere is daar mense wat waarlik nie kan sien dat hy God is nie, dat hy God in die vlees is nie. En in vandag se video gaan ons kyk na die term ek is wat ek is, en dit word gebruik in Eksodus 3 vers 14 en dan Jesus natuurlik in Johannes 8 vers 58. Nou hoekom sou Jesus in die Nuwe Testament sê dat ek is wat ek is en as God alleen die ek is? Ons gaan daarna kyk vandag en gaan vir 'n paar videoklips speel van valse leraars wat natuurlik die godheid van Jesus ontken en dit natuurlik probeer omseil en die skrifte verdraai om nie by die godheid van Christus uit te kom nie. So kom ons gaan kyk daarna. In die eerste plek, Jesus was voor alle dinge. Hy is van ewigheid tot ewigheid. Uit die voorgange van die ewigheid is Jesus Christus. Hy is en hy was, hy is en hy is die een wat sal kom en hy is die Alfa en die Omega. Daarom kan ons sê dat Eksodus 3 vers 14 het direk betrekking op Jesus Christus. Nou Moses staan voor God en hy sê, wie moet ek sê, het my gestuur? Hy sê, gaan sê vir hulle, ek is wat ek is, het jou gestuur. Nou Jesus gebruik hier dieselfde woorde in Johannes 8 vers 58 of 8:24. En hy sê, ek is die een wat gekom het, God in die vlees, en ek het vir julle sondes kom sterwe. Maar kom ons gaan lees die skrifgedeelte in Eksodus 3:14. Dit is baie duidelik, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy aan die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Is dit nie opvallend dat hy sê, voordat Abraham was, is ek. Jesus is waarlik God, en hier word van hom gepraat, baie duidelik in Eksodus 3:14. Maar kom ons gaan luister wat sê 'n biblical Unitarian, as hy natuurlik verwys na in die Ou Testament, waar hy nie as God beskryf word nie. Kom ons gaan kyk wat hy dan sê oor die godheid van Christus. Who is the I am figure in the Old Testament? A lot of people think that the I am figure is Jesus, but that's not actually what the Old Testament is saying. Let's look in Isaiah, where we see the I am figure depicted several times. One good example would be Isaiah chapter 41 verse 4, where it says, I, Yahweh, am the first and the last, I am He. Now in Hebrew, the phrase I am He is ani hu, which is a first person singular pronoun and a third person singular pronoun. Singular pronouns refer to single persons. Only one person is talking when he says I am He. So who is Yahweh? Is Yahweh the Son? Well, later in Isaiah chapter 64 verse 8, the writer says, you, Yahweh, are our Father. Yahweh, you are our Father. So Yahweh is the Father is speaking when he says, I am He, and so Jesus is, of course, not the Father. Nou goed, hierdie man kan nie sien dat Jesus en God in die Ou Testament dieselfde God is nie. Hy wil dit nou probeer ontken, en dan gebruik hy Jesaja 41 vers 4, hy sê, wie dit gedoen en tot stand gebring, hy wat die geslagte roep van die begin af, ek die Here, die eerste en by die laaste is ek dieselfde. Nou dis wat hy sê, die Vader in die Ou Testament, wat God in die Ou Testament sê, maar kom ons gaan kyk wat sê die Nuwe Testament, wie is nog dieselfde van die begin af tot die einde. Hebreërs 13 vers 8 sê vir ons, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Nou as hy nie God kan wees nie, hoe kan hy dieselfde wees? 'n Geskape wese het verander. Ons verander elke dag. Vandag is ons so, môre is ons so. Die Bybel sê Jesus is gister en vandag en tot in ewigheid. Met ander woorde, die ewigheid van ewigheid tot ewigheid
is hy dieselfde. Hier word gepraat van God en dis Jesus Christus. Nou, hy sê in Openbaring 1 vers 8, dis nou Jesus, hy sê ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is, wat was en wat kom. Nou kyk wat sê Jesaja 41, hy sê ek is die eerste en die laaste. Absoluut spreek het van dieselfde persoon, dit is God, Jesus Christus, absoluut baie duidelik. In Openbaring 1 vers 11 gaan hy voort, hy sê ek is die Alpha en die Omega, die eerste en die laaste. Baie duidelik dat hy spreek van homself as God, en hierdie mense probeer het so omseil met absoluut met valshede en met verdraaiing van die skrifte, en dit is absoluut vals. Maar dit is belangrik dat ons sal weet wie Jesus Christus werklik is. Hy is absoluut die Alpha en die Omega. Maar Jesus sê ook, hy sê before Abraham was, I am, Johannes 8 vers 52 tot 59. Ons moet let op die woorde I am. Dis wat God gebruik het in die Ou Testament, Exodus 3:14, hy sê, gaan sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Ek is wat ek is. Absoluut baie duidelik. Nou goed, kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte. Jesus sê vir die Jode, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Die woorde I am. Hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het stilletjies in die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Nou, hoekom sou hulle klippe optel om hom te stenig? Onthou vir die Jode was daar net een God. En hier het hulle duidelik gesien dat Jesus verwys na hom as die ek is, Exodus 3:14, en hy hom gelykstel aan God. En dit is baie duidelik hoekom hulle hom wou stenig. En ek moet vir julle sê, dis die Jode, nie die disippels nie. Die Jode wou hom stenig, want hy het hom gelykgestel aan God. En dis baie duidelik. Nou kom ons gaan luister na nog 'n videoklip van 'n Biblical Unitarian, waar eintlik maar sê, Jesus het nie regtig om sy godheid kom bewys nie, maar het hom net homself identifiseer. Kom ons gaan luister. But let's just focus on the Greek New Testament, because I think we're going to see from the Greek that when Christ said, before Abraham was, I am, he wasn't claiming to be God. All he was doing was identifying himself and saying, before Abraham was, I am the one that the scripture was talking about. I am he, I am the man, I am the one I claim to be. Nou, jy kan sien hoe duidelik probeer hulle om Jesus se godheid van hom weg te neem. Hulle sal dit nooit kan doen nie, maar hulle probeer die skrifte verdraai, natuurlik Jesus se godheid ontken. Hy sê dat Jesus nie hier sy godheid bewys het nie, maar hy net gesê het, ek is die een wat sou kom. Hy het hom net self geïdentifiseer as die een wat sou kom en so meer. Maar dit is God in die vlees wat gekom het. Maar hulle sê nee, dis nie wat hy probeer sê het nie. Nou, wanneer ons kyk na die skrifgedeelte in Johannes 8:24, waar Jesus dan vir hulle gesê het, as julle nie glo in my nie, dat ek is wat ek is nie, sal jy in julle sonde sterwe nie, het hy eintlik kom sê, dat God in die vlees, net aan die kruis, kom sterwe vir julle sondes. En as julle dit nie glo nie, dan is julle verlore. Nou kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte, en hy sê vir hulle, julle is van benede, ek is van bo, julle is uit hierdie wêreld, ek is nie uit hierdie wêreld nie. Hier sê hy duidelik, dat ek nooit die was nie, ek het gekom van die hemel. Ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sonde sal sterwe, as julle nie glo, dat dit ek is nie. Sal julle in julle sonde sterwe. Toe sê hulle vir hom, wie is u dan? Nou begin hulle twyfel, wie is hy? En Jesus antwoord hulle, net dit wat ek vir julle sê. Wat het hy vir hulle gesê? As julle nie glo dat dit ek is nie. Ek is wat ek is nie. Die Nuwe Lewende Vertaling stel dit vir my pragtig. Daarom het ek vir julle gesê, dat julle sal sterf in julle sondes, want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sondes doodgaan. Hier kom hy en hy gebruik Hebreërs 3:8, Exodus 3 vers 14, en hy sê, hy beklemtoon dit, hy sê ek is wat ek is. En hy sê eintlik, hy identifiseer homself, hy is God in die vlees. Maar mense wil dit nie glo nie, die Biblical Unitarians gaan verdraai dit. Nou kom ons dan kyk wat sê hulle, wat sê Johannes 8:24. Hulle sê hier dat, notice how Jesus did not say,
I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am God. Hulle sê nee, hy het nie gesê, julle moet glo ek is God nie. Maar wie is die groot ek is? Wie is ek is wat ek is? Is dit nie God homself nie? En dis wat Jesus hier te kenne gee aan die Jode. En sê, as julle nie glo dat ek God in die vlees is nie, gaan jy in jou sondes sterwe, want dis hy alleenlik wat aan die kruis jou sondes gedra het. Maar kom ons gaan luister na die volgende videoklip van 'n Biblical Unitarian wat natuurlik ook hierdie skrif totaal verdraai. I am the one I claim to be. Wow, that's a long phrase. I am the one I claim to be is a translation of those two Greek words, ego eimi, I am. But look, boy, the sensitivity of the New International Version translators here is perfect. You know, that's exactly what the verse means. I am the one I claim to be, ego eimi. I'm he, I'm it, I'm the one. It's not a claim to be God. It's a claim to be the one that's being talked about. Ja, so maklik wil hierdie mense die skrifte verdraai en natuurlik Jesus se godheid ontken en hy sê baie duidelik hier dat Jesus nie kom sê het, hy het net kom sê hy is die een wat sou kom, nie dat hy God is nie. Hy is nie die een wat gestuur is, die Messias, maar wie is hy dan anders as hy sê ek is wat ek is? En hierdie mense verdraai dit en lagende sê hy natuurlik, dit is eenvoudig, hy het net gekom om homself te identifiseer, die een van wie al gepraat word. Nie dat hy God is nie, maar die woord van God is duidelik, hy is God in die vlees. Maar kom ons gaan kyk nou na die geval van die blinde man, wat van sy geboorte af blind was, wat genees was deur Jesus Christus, en ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, en vir bewys, dat hierdie mense absoluut die woord verdraai, om die godheid van Christus te probeer ontken. Nou hierdie man was blind gebore, en die Here genees hom, jy kan Johannes 9 gaan lees, en het Jesus hier sy godheid bekend gemaak aan hierdie man. Kom ons gaan kyk of dit die geval is, en u gaan duidelik sien dat dit wel so is. Maar kom ons gaan luister eers na 'n videoklip van 'n Biblical Unitarian wat natuurlik die skrif verdraai. Kom ons gaan kyk wat hy sê. And so his neighbors, this is verse 8, John 9:8, his neighbors and those who had formerly seen him begging asked, "Isn't this the same man who used to sit and beg?" Some claimed that he was. Others said, "No, he only looks like him." But he himself insisted, "I am the man." And this is the New International Version. Now, the New International Version translates ego eimi here is I am the man. But up just a few verses in John 8:58, the same translation translates the exact same words as I am, and says that Jesus is using those words claiming to be God. Well, here's the man who was born blind. He's using the exact same word. Is he claiming to be God? No, he's not claiming to be God. It's ego eimi is just a simple phrase in Greek that means I'm the one we're talking about. That's what it is. I am the one. Nou ja, kom ons gaan kyk wat sê die skrif oor wie is die persoon oor wat gepraat word van. Want hy sê Jesus het nie hier kom sy godheid bekendstel nie. Jesus is nie, dit word nie gesê dat Jesus God is nie, maar hy was net die een gewees waarvan daar gepraat was. Maar kom ons gaan lees die skrifgedeelte. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het, dis die blinde man wat gesond geword het, en toe hy hom kry sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? En hy antwoord en sê vir hom, wie is hy, Here, dat ek aan hom kan glo? En hy antwoord en sê vir hom, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Nou wat het hier gebeur? Hierdie man is genees gewees, en hy kom staan voor, en Jesus praat met hom, en hy sê vir hom, glo jy in die Seun van God? En hy sê vir hom, wie is dit, Here? En hy sê vir hom, dis hy wat met jou praat, en hier openbaar Jesus sy godheid aan hierdie man, en hy sê, ek glo Here, en wat doen hy? Hy het hom aanbid. Jy moet onthou, die Jode het geglo dat net God word aanbid. En hier kom hy en hy aanbid vir Jesus Christus, want Jesus het hom gewys, dis aan hom geopenbaar, wie staan voor hom? Die groot ek is, het voor hom kom staan. En dis baie duidelik wanneer ons gaan lees in Matteus
26 vers 63 en 65, die term seun van God, wat het beteken, toe hy voor Pontius Pilatus, en hy staan voor die gereg, en hulle gaan hom nou tot die dood toe veroordeel, toe vra hulle van wie is die seun van God, en hy sê, jy het dit gesê, jy het dit gesê, en daarom het hulle klippe opgestel, het gesê, nee, ons het geen verdere bewyse nodig nie, hy verdien nie dood, want hy het hom gelyk gestel met God, wanneer hy sê, ek is die seun van God, en hier vra hy vir hom, glo jy in die seun van God, en hy antwoord en sê, wie is hy Here? So dit is baie duidelik, dat hierdie man besef het, wat die persoon wat voor hom staan, is die ek is, wat ek is, en dit is baie belangrik. En baie mense veronagsaam hierdie skrifgedeelte, hulle wil dit nie reg verstaan nie, hulle kan dit nie reg interpreteer nie, en wil baie graag, al die valse profete, om Jesus sy godheid te kan ontneem. En dit is 'n baie, baie ernstige saak. Nou goed, onthou altyd, die seun van God, die term daar, verwys altyd dat hy is God homself. Die seun van God is God homself. En dit is baie belangrik. Goed, ek gaan afsluit, wees gewaarsku teen hierdie wolwe en skaapklere, en dis mense wat gedurig deur Jesus van sy godheid te probeer ontneem, en dit is maar die werk van Satan, dis die plan van die vyand, hy wil hê jy moet dit nie glo nie, onthou ons saligheid hang van dit waar ons glo, wie hy is, die seun van God, die waarlik, hy is God in die vlees, en dis waarvan ons geloof afhang. Nou, as jy nie die godheid van Christus glo nie, as jy dit ontken, gaan jy jou siel prysgee, jy gaan jou saligheid prysgee, en dit is baie, baie ernstig. Ons moet weet wie in ons glo, wie in hom glo, ons moet weet wie hy is, en wie ons glo, en daarom moet ons altyd gaan kyk wat die skrif leer, ons moet die leiding van die Gees ken, want hy verwys ons altyd terug na Jesus toe, en dis wat dit is. Hy is waarlik God in die vlees. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels, totsiens.